gehoor, almal onder 100 is kinders. So kom ons kyk gou-gou, is daar enigiemand bo 100? Okay, so ons is almal hier vandag. Goeiemôre maats. Okay, ek gaan nou slaap. Kom ons probeer weer. Goeiemôre maats. Goeiemôre maats. Dis nou beter. Het julle gesien dat ek hier opgekom het met 'n baie lekker teddy? Ek wil sommer slaap. Hou julle van teddies? Nee, die seuns gaan nie van teddies hou nie. Hou die meisies van teddies? Hou die tannies van teddies? Veral sulke grootes. So ek het 'n paar goed gebring waarvoor ek en jy baie lief is. So is julle reg om te sien wat ek alles in hierdie sak van my gebring. Okay, daar's een. Is iemand nuuskierig? Wil julle sien wat hier binne is? Okay, kom ons kyk. Nee, wat ek dink nie julle wil sien wat daarin is nie. Wil julle? Wil julle? Okay, kom ons kyk gou-gou. Waarvoor is ons almal lief? Kom ek kyk wat kan ek hier binne kry. Hierdie dink ek is veral vir die manne. Tadaa! Okay, dit was nie die reaksie wat ek gewoon het. Kom ons kyk gou-gou, wie's lief vir rugby? Ja! Wie van julle skree vir die bulle? Wie skree vir die Springbokke? Okay, so. Ons is baie lief vir rugby en partykeer is ons liewer vir sekere goed as vir dit wat die belangrikste is. Ons gaan nou uitvind wat dit is. Is julle reg om te kyk wat ek nog het? Hierso het ek iets wag. Tadaa! 'n tennisraket. Wie van julle hou van tennis speel? Ja, wie van julle hou van squash speel? En wat is hierdie nuwe goedjies wat hulle Paddle, wie speel paddle? Ja, en dis lekker, né? Ons raak fiks, maar dis iets waarvoor ons lief is. Kom ons kyk, wat het ek nog? Julle gaan van hierdie ene hou. Wil julle sien wat dit is? Ja! Julle seker? Dit is PlayStation! Wie hou van PlayStation? Ja! Jy's wat? Gaan jy vanmiddag speel? Nou het ek jou regtig lus gemaak, né? Ja. En weet jy, dis nie net ons kinders wat van speletjies hou nie. Ons groot mense hou ook daarvan. Partykeer is dit PlayStation. Ander kere gebeur dit op hierdie ding. Wie is lief vir hulle selfone? Ag nee. Kom ons probeer weer. Ons ouer maatjies. Wie is lief vir julle selfone? So hierdie het amper so deel van ons lewens geword. Inteendeel, vir ons Gen Z's, ons jonger generasie, hierdie is presies waar hulle lewe. Hulle verstaan nie 'n lewe sonder hierdie nie. Dit is deel van hulle identiteit. Maar partykeer spandeer ons meer tyd op hierdie device, hierdie, wat noem jy dit in Afrikaans? Toerusting.
tegnologie, dis hy, dankie, né? Spandeer ons meer tyd op hierdie ding as wat ons in die woord spandeer, of wat ons met ons gesinne spandeer. Maar daar's iets waarvoor ek dink almal van ons baie lief is. En ek wonder of julle kan raai wat dit is. Ja, ons moet verseker lief wees vir hom, maar wat anderste is daar in die wêreld waarvoor ons baie lief is? Vir? Skilpaaie. Okay. Maar iets waarvoor almal lief is die? Ja, party van ons kyk sport op die televisie. Ander van ons kyk seepies. En ander van ons hou van cartoons of action movies. Ja. Jy kyk wat? Star Wars. Ooh. Ja, ons kyk stories, my liefie. En ek dink, ek is baie lief vir hierdie TV, maar weet julle wat? Ek kry hom nie om te werk nie. Want hy moet ingeplug word. Gaan dit nie werk nie? Okay. Waar moet ons hom inplug? In 'n kragprop. Kragprop. Watter een? O, hierdie witte. Is dit 'n kragprop? Okay. Cool. Okay. Moet ek hom omdraai? Okay. Ander kant toe. Okay. Maar hy wil nie. Moet ek hierdie okay. En dan plak ek hom in. My waar? Hier. Okay. Is julle reg? Ek gaan ons kom eens kyk. Gebeur daar iets? Daar gebeur iets. Oh my word. Kan jy glo? Ek het nie geweet jy moet hom inprop nie. Maar weet jy wat? Almal weet dit. Maar weet jy wat weet almal nie? Is dat ek en jy ook ingeprop moet wees soos hierdie TV. Nee? Wel, dis waar. Ek kan nie my vingers daarin druk nie. Dit gaan bietjie wees, né? So, ons kan nie so ingeprop raak nie. Maar net soos wat hierdie TV gemaak is om ingeprop te wees sodat ons die skerm kan sien, net soos ek en jy gemaak om ingeprop te wees in die bron wat vir ons krag gee. Jy sien? Wow. Hierdie is die kragbron van die TV. Maar Jesus is die kragbron vir ons. Want in Genesis 1 vers 26 en 27, Genesis 1 vers 26 en 27 sê, ek en jy is gemaak na die beeld en gelykenis van God om te heers. Sê gou vir jou maatjie langs jou. Dis almal. Daar's 'n maatjie langs jou. Sê gou, jy is gemaak na die beeld en gelykenis van God om te heers. So ek en jy moet ingeprop wees by Jesus. En as ek so na hierdie kyk, wat sien julle? Hande, kyk so, hierdie
is ek en jy, hierdie is Jesus, ons is ingeprop by hom, so hoe kan ons regtig by hom krag kry? Ja, deur te bid. Baie mooi, om tyd saam met hom te spandeer, né? Maar nou wil ek vir julle nog ietsie wys. Wat anderste is daar waar ek en jy kan inprop om krag by hom te kry? Bybel. Hierdie is God se liefdesbrief aan jou en my. En as ons hom lees, dan kom ons agter wie ons gemaak is om te wees. So ek wil hê ons groot maatjies moet gou vir my blaai na 1 Johannes 4 vers 7 en 8. En ek gaan hom hier uit my Nuwe Lewende Vertaling lees. OK. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want volmaakte liefde is van God afkomstig. Elkeen wat so lief het, is uit God gebore en ken God persoonlik. Dan gaan hy aan en dan sê hy, elkeen wat nie so lief het nie, ken God nie persoonlik nie, omdat God self liefde is. Nou wil ek hê julle moet gou-gou vir my so maak. Woehoe. Jy sien hierdie versie sê liefde kom van God af. Want God is liefde. Kom ons sê dit almal saam. Kom ons staan. Kom staan gou-gou. Al ons maatjies. Dis sy. Ek hou van daai maatjie met die oranje hemp aan. Hy's vinnig. Dankie oom. Goed, kom ons doen hom gou-gou saam. Liefde kom van God af, want God is OK, nog een keer so asof jy dit glo. OK? Liefde kom van God af, want God is mooi. Geef julle self 'n hande klap. Dan kan julle sit. Is ek OK? OK, ek wil vir julle nog 'n paar versies lees. Hy sê in vers 16, ons leef uit die wete en is absoluut oortuig daarvan dat God ons liefhet. God is liefde self en almal wat uit liefde leef, leef in 'n hegte verhouding met God en God met hulle. So as ek en jy in 'n hegte verhouding met God leef, wat beteken dit? As jy in 'n verhouding met jou man of vrou is, of jy is in 'n verhouding met jou familie, jy's in 'n verhouding met mamma en pappa, hoe leer jy hulle beter ken? Deur tyd saam met hulle te spandeer. Deur wat nog te doen? Daai is 'n groot een. Jy sien, daar is 'n Afrika groet genaamd Sawubona. Sawubona beteken I see you. En partykeer leef ons in ons huisgesinne so van mekaar af. Ons bly in dieselfde huis, maar ons leef in twee verskillende wêrelde. Ons sit om dieselfde tafel, maar ons is op verskillende skerms. Goeie verhouding en liefde begin by die huis. Maar daar's iets wat gebeur in ons lewens, want is dit altyd maklik om mense lief te hê? Groot maatjies? Nee, dis nie altyd maklik om lief te hê nie. Hierdie vers leer ons dat ons moet in 'n hegte verhouding
met God wees. Maar in die lewe gebeur daar goeters. Ons ry op die pad. En ewe skielik draai daar 'n taxi vir ons in. Dan raak ons liefde 'n bietjie minder. Of ons is by die skool en daar's 'n boelie wat ons baie lelik behandel. Is dit dan maklik om lief te hê? Ons liefde raak bietjie minder. Of ons is by die werk en daar is 'n kollega wat daarop uit is om jou te teiken en te tuister en ewe skielik raak jou liefde bietjie minder. En dalk is ons op 'n plek in ons lewens wat ons na onsself kyk as 'n enkel ouer of as 'n enkel persoon of selfs as ek aangestap het in jare en ons dink ons is nie meer waardig nie. Ons dink ons het nie meer 'n doel nie. En al hierdie goeters maak dat ons liefde bietjie minder raak. So hoe dink julle kan ons op 'n plek kom waar ons weer volgemaak word met liefde? Yes, om almal lief te hê, verseker, maar hoe kry ons dit reg? Weet julle? Kom ons kyk gou-gou hierso. In vers 19 sê hy, laat ons mekaar lief hê, omdat hy ons eerste lief gehad het. Jy sien, die persoon wat ons moet ingeprop wees, is Jesus. Hy is die liefde wat van God afkom. En hy is die een wat in my en jou so moet lewe, dat ons liefde kan wees. En soos wat ons met hom tyd spandeer, soos wat ons toelaat dat hy ons geduld leer, soos wat hy ons help om mense te sien deur sy oë, soos wat ons by sy voete gaan sit en ons vra vir hom dat hy vir ons sy opinie oor ons gee, dan gebeur daar iets merkwaardigs. Die Here kom en hy vul ons weer met wie hy is. En ons harte, ons lewens word weer vol liefde. So vandag wil ek vir ons as gesinne kom sê, God het ons gekies om sy verteenwoordigers op aarde te wees, deur die liefde wat ons vir mekaar wys. Josua het 'n ongelooflike ding gedoen. Hy het op 'n plek gekom waar hy gesê het, ek kies om nie meer volgens die standaarde te leef van die mense en die omgewing om my nie. Ek kies om nie meer te leef sodat ek inpas nie. Ek kies God. En in Josua 24 vers 15 lees ons die volgende. Hy sê, as julle nie die Here wil aanbid nie, moet julle vandag julle self besluit wie julle wil aanbid. Dan praat hy van die verskillende gode wat hulle in Efese in die Efraat dien. En dan sê hy, ek en my huisgesin, ons sal die Here dien.
Jy sien, om die Here te dien in ons huisgesinne beteken nie net dis 'n ma en 'n pa met 'n boetie en sussie en klein kindertjies nie. 'n Huisgesin is ook jou ouers, enkelpersoon. Daai as jy alleen is, verstaan dat jy's deel van hierdie huisgesin. Hierdie is jou familie. We are a family on a mission. Besef dat jou ouers is ook nog daar. Jy kan hulle lief hê. En waar jy geplant is, by jou werk, by jou skool, is waar jy liefde kan wys. En jy doen dit deurdat jy ingeprop is by God. Voordat daar 'n kerk was daar huise. Voordat daar selfone was daar 'n eetkamertafel. En vir my en jou as huisgesin, om weer teenwoordig te wees in iemand se lewe, beteken om te luister. En die Engels sê dit vir my so mooi. Hy sê to be present. Jy sien daai groet van Sawubona sê dat as ek by jou is ek ten volle teenwoordig. I see you for who you are. Ek staan stil by jou en ek luister. Dis een van die vaardighede wat ons in ons hedendaagse lewe mis. Ons leef so by mekaar verby dat ons nie meer luister. Mamma en papa, ek wil vra dat jy in hierdie week tyd sal uitkoop om stil te word en te luister na jou kinders. Om jou selfoon eenkant toe te skuif. En hierdie week, dalk elke aand as jy by die huis kom 5 uur, sit daai selfoon af. Sit hom in die kas. En wees teenwoordig by jou familie. Of dit kinders is, of dit ander mense is wat saam met jou in die huis bly. Let's be present. Dan wil ek afsluit met hierdie gedagte in Kolossense 3 vers 13, maar ek gaan hom lees vanaf vers 12. Hy sê, julle is die mense wat hy uitgekies het, wat hy geheilig het en wat hy lief het. Daarom moet julle die volgende soos klere aantrek. Liefdevolle deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld. En dan vers 13, verdra mekaar as enige een van julle 'n klagte teen iemand anders te het. Vergewe mekaar soos die Here julle vergewe het. Die heel belangrikste wat julle moet aantrek is die liefde. Dit is die liefde wat ons bind en ons volmaak saam bind. Mag ons in hierdie week teenwoordig wees in mekaar se lewe. Mag ons reconnect at home. Mag ons tyd spandeer met die familie wat naaste aan ons is. Want baie keer dan gee ons meeste van ons liefde en die beste van onsself vir ons werk. En as ons by die huis kom, het ons nie veel meer om te gee nie. Mag die Here ons genadig wees en ons help om to reconnect with him, te verstaan, hy is my bron.
Dis hy wat my bekragtig, dis hy wat my volmaak, dis hy wat my genees. En vanuit dit leef ons liefde. Kom ons bid gou saam. Vader, dankie vir wie U is. Dankie dat ons net in afhanklikheid van U kan staan. En kan sê, Here, ons verstaan en verklaar dat U ons bron is. U is ons bron van krag, U is ons bron van liefde. Help ons om hierdie week liefde te leef. En help ons om dit intentioneel by ons huise te leef. Dankie dat U ons bekragtig en dankie dat U harder spreek as wat mense en omstandighede doen. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. En almal sê, Amen. Mag hierdie week 'n week wees wat ons reconnect at home.